Hoofnuus vanaand. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap neem 'n besluit by 'n buitengewone beraad om Suid-Afrikaanse soldate in die DRK te onttrek. Die voormalige mede-beskuldigde wat nou 'n staatsgetuie is, se getuienis kort geknip. Dis van die verwikkelinge in die Jocelyn Smith verhoor. En sitrusboere in die Oos-Kaap kyk na die uitdagings in die bedryf tydens die 5de sitrusberaad in Gqeberha. Goeienaand en baie welkom, hierdie is die Afrikaanse nuus. President Cyril Ramaphosa het versoek dat die onttrekking van die soldate betrokke by die missie van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in die Demokratiese Republiek die Kongo in fases moet geskied. Tydens 'n buitengewone beraad van die staatshoofde van die SAOG is die mandaat van die soldate opgehef. Die troepe is sedert Desember 2023 in die ooste van die DRK ontplooi. 'n Verklaring is na afloop van die vergadering in Harare uitgereik. Sowat 3000 Suid-Afrikaanse troepe is deel van die groep. Daar was toenemende oproepe dat SAOG-soldate onttrek moet word nadat 'n aantal soldate, waaronder 14 Suid-Afrikaners, in Januarie gesneuwel het. Soldate van Malawi en Tanzanië vorm ook deel van die SAOG-missie. By die beraad is die soldate geloof vir hulle opoffering en loyaliteit en die SAOG sê hy is steeds verbind om 'n oplossing vir die konflik in die DRK te vind. Die Europese Unie het by die 8ste SAEU-beraad in Kaapstad 'n beleggingspakket in Suid-Afrika van meer as 90 miljard rand aangekondig. President Ramaphosa, die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, en die Europese Raadspresident Antonio da Costa in die land verwelkom. Die leiers hoop om nouer bande te sluit as teenvoeter vir geopolitiese onsekerheid. Die aankondiging van die belegging ter waarde van meer as 93 miljard rand kom teen die agtergrond van stremming in die wêreldekonomie en geopolitiese aangeleenthede. Verhoudinge van die Europese Unie en Suid-Afrika met die VSA is albei op 'n dekadeslange laagtepunt. Die Europese leiers sê hulle wil bande met Suid-Afrika versterk met die oog op sy G20-presidentsie. Die VSA het hom tot dusver nie juis gesteer aan Suid-Afrika se G20-rol nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se handelsoorlog teen die res van die wêreld en sy besluit om sy rug te draai op Oekraïne ter wille van vriendskap met Rusland het 'n opskudding veroorsaak in Europa. Global uncertainty, which we spoke a little bit about in our tete-a-tete, which is characterized by rising unilateralism, economic nationalism, and a retreat from what we've always wanted to advance, which is adherence to international law, a world order that seeks to advance all nations. Suid-Afrika en die EU wil hulle verhouding herstel na Suid-Afrika se weiering om Rusland se inval op sy buurland te veroordeel. Today, we are together announcing an investment package to mobilize 4.7 billion euro in South Africa, and this is in both our interest. It includes funding for the clean energy transition, but also funding to boost vaccine manufacturing. We Europeans want to diversify some of our most critical supply chains, and we know that viruses know no borders. Die beraad het vanaand geëindig. Die Russiese president Vladimir Putin sê hy stem saam met die voorgestelde skietstilstand met Oekraïne, maar dat dit moet lei tot langdurige vrede en dat die onderliggende oorsake van die krisis uit die weg geruim moet word. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, het gister 'n 30 dae lange skietstilstand voorgestel na samesprekings met 'n Oekraïense afvaardiging in Saudi-Arabië. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky, wat nie die samesprekings bygewoon het nie, het die voorstel aanvaar en gesê die besluit is nou in Putin se hande. Na sy besoek gister aan die Kursk-streek in militêre uniform, sê Putin die Oekraïense magte is heeltemal omring en het slegs die keuse om oor te gee of te sterf. Russiese magte het reeds beheer oor byna 1/5 van Oekraïense grondgebied. Putin sê hy en Trump kan dalk binnekort telefonies praat oor die skietstilstand. Hoewel die oorlog in Februarie 2014 begin het Rusland Oekraïne amptelik in Februarie 2022 binnegeval. Rusland het toegeëis
dat Oekraïne nooit by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie of NAVO moes aansluit nie. Intussen vergader Trump en NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte in die Withuis. Trump sê sy spesiale gesant, Steve Witkoff, is in ernstige gesprekke met Rusland gewikkel oor die beëindiging van die oorlog. Suid-Afrika se ambassadeur in Suid-Sudan het 'n beroep op leiers van die Oos-Afrikaanse land se strydende faksies gedoen om 'n gesprek te tree, terwyl vrese van 'n burgeroorlog toeneem. Advokaat Mahlodi Samofe sê Suid-Sudanese leiers kan die land van 'n verval na 'n burgeroorlog red en dat gesprekvoering die enigste uitweg is. Hoewel die gevegte in Nasir in die noorde van die land gestop het, loop spanning steeds hoog in die hoofstad Juba. Hernie die gevegte tussen gewapende burgerlikes wat met visiepresident Riek Machar geaffilieer is, bekend as die Wit Leer, en regeringsgesteunde troepe, dreig om die inwerkingstelling van 'n 2018 vredesooreenkoms in die wiele te ry. President Salva Kiir Mayardit se faksie het amptenare gearresteer wat met Machar geaffilieer is. Machar eis hulle vrylating. 'n Verslag van die Verenigde Nasies se onafhanklike internasionale kommissie van ondersoek na die besette Palestynse gebiede beskuldig Israel van die gebruik van seksuele geweld in oorlogstrategie. Luidens die verslag maak Israel hom ook skuldig aan volksmoord en die stelselmatige vernietiging van die Palestynse gesondheidsdienste. Die verslag het oortredings teen Palestynse vroue, mans, meisies en seuns ondersoek sedert die 7 Oktober aanval teen Israel deur Hamas. Die kommissie sê dat Israel toenemend seksuele voortplantings en geslagsgegronde geweld teen die Palestynse bevolking gebruik. Hy het bevind dat Israel gesondheidsdiensverskaffers, veral vir vroue, stelselmatig vernietig het. Israel word daarvan beskuldig dat hy gedwonge ontkleding en seksuele aanranding insluit in sy standaardhandeling met Palestynse burgerlikes as straf vir die Hamas se 7 Oktober aanval. Die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu het die verslag afgemaak as partydig en antisemities. Die minister in die presidentskap, Kombutso Shabeni, sê die DA se teenkanting teen die begroting het niks met die begroting self te maak nie. En Shabeni hou vol dat al die partye in die regering van nasionale eenheid ingestem het tot 5 opsies oor hoe die begroting benader moet word en al die opsies het die voorgestelde ingesluit om BTW te verhoog. 'n Media-konferensie is na afloop van die kabinetsvergadering gister gehou. Nchaveni sê die DA speel politiek, aangesien hy op 3 Maart onverwante kwessies aan die begroting op 'n spesiale kabinetsvergadering geopper het. It's about bill that makes sure that children can have access to early child development learning. It's about NHI that demands that all South Africans must have access to basic and quality healthcare. It's about those gains that have been registered that they want to reverse. And to reverse those, they will start with the Expropriation Act. So South Africans should not be fooled that when the DA says they're opposing a VAT increase. No, everybody had signed on the VAT increase. And say, let's mitigate, let's get the growth things. And those things that we said must be done have been done. Nchaveni sê die verhoging van BTW hou verskeie voordele in. The taxes increases are going to finance sustainability of this country by maintaining 1,000 teachers in the classrooms, 9,300 health workers in their jobs, the employment of 800 community service doctors, and allow an additional 700,000 children of the age of 4 years to access early childhood development. Die minister sê sekere van die DA se alternatiewe voorstelle is meer vir die medium tot langtermyn. Die begroting vir 2025-2026 het goeie nuus vir eerste keer eiendomskopers en eiendomsbeleggers, aangesien die nasionale tesourie die oordragbelastingsvlakke vir eiendom aangepas het. Dit is met 10% verminder vir 'n huis onder 1,21 miljoen rand. Dit beteken dat daar geen oordragskoste op die eiendomme betaalbaar sal wees nie. Ekonome sê die eerste begroting onder die regering van nasionale eenheid
prioritiseer fiskale konsolidasie terwyl daar in infrastruktuur belê word en kwesbare huishoudings ondersteun word. Hulle beskryf dit as 'n kompromisbegroting. Die 10% aanpassing op eiendomsoordragregte wat vir inflasie moet vergoed, is goeie nuus vir diegene in die residensiële eiendomsbedryf, soos ontwikkelaars en eiendomsbeleggingstrusts met groot residensiële blootstelling. Interestingly, what has happened and which is good news for the consumer out there, specifically ones looking at starting on their wealth creation journey through property purchase, there has been a bracket creep change on the transfer duty of property. That's been upped by 10%. Ekonome meen daar is reeds 'n paar groen lote te bespeer in die ekonomie. The early delinquents, which is really the early defaults that we tend to see in our loan book, is definitely coming down, which means consumers are beginning to be slightly better off relative to where they were, say, a year ago. We are also seeing an increased demand for credit in the home loans. Die ekonome maan egter dat hoewel die begroting voorgelê is, dit nog nie goedgekeur is nie en dit bring onsekerheid. 'n Voormalige medebeskuldigde in die Jocelyn Smith saak het vandag getuig in die verhoor wat tans in Saldanha aan die Weskus plaasvind. Die aanklagte teen Laurentia Lombard is verlede jaar laat vaar nadat sy bekendnis gemaak en 'n staatsgetuie geword het. Regter Nathan Erasmus het beslis dat Lombard, 'n artikel 204 getuie, uitgeken mag word omdat sy reeds in die laer howe verskyn het. Die vermiste Jocelyn Smith se ma, Kelly, haar kerel Jackonopolis en Stefano van Ryn staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Daar was lank uitgesien na die getuienis van Lombard, oftewel Rens of Rensie, soos hy ook bekend is. As 'n artikel 204 getuie word daar van haar verwag om getuienis te lewer wat haarself kan inkrimineer, asook die ander beskuldigdes ten opsigte van die aanklag van mensenhandel en ontvoering van Jocelyn Smith. Sy het getuig dat sy die 3 beskuldigdes ken, aangesien hulle dwelms by haar kerel Ayanda gekoop het en dat hulle saam dwelms gebruik het. As ek maar te koop het en ek het nie 'n lolly gehad nie, dan gaan ek tot daar by Kelly size en dan het ek gevra of sy miskien my lolly wil leen nie vir rood. En after dit het sy vir my gegee en dan het ek gerook en dat ek saam met haar gerook en sometimes dan het ek 'n boete ook gegee. Daar so ek bevriend geraak het saam met hulle en val leer ken het. Die hof het kort hierna verdaag nadat sy getuig het dat sy op 18 Februarie, die dag voor Jocelyn se verdwyning, na Kelly se huis gegaan het. Die regspan vir die verdediging het beswaar aangeteken en aangevoer dat hulle nie bewus was wanneer Lombard sou getuig en dus met hulle kliënte hieroor kon konsulteer nie. Regter Erasmus het ook versoek dat die staat moet aandui hoe Lombard se getuienis oorhoofs gelewer gaan word. I was aware of the fact that Jocelyn's mother, Kelly Smith, was a person of interest in her disappearance, and the fact that there was money exchanged for Jocelyn. What was interesting of Mr. Coetzee, what he told me, my lord, is the time when this information was told to him. It was not just a spur of the moment incident that took place where this thing was planned. It looks like it was planned way in advance. And that is why I spoke to the investigating officer at that stage, Sergeant Milstein, and told him that it would be important to get a statement from Mr. Coetzee. Lombard sal na verwagting môre haar getuienis voortsit. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Limpopo-regering hoop om sy landbousektor 'n hupstoot te gee deur beter vennootskap tussen kommersiële en opkomende boere. Die provinsiale regering en Agri SA het hande gevat by die eerste provinsiale landbouskou in Polokwane om 'n volhoubare en gesonde omgewing vir boere te skep. Kommersiële en bestaansboere is byeen om hulle produkte tentoon te stel. Dit wissel van kos, drankies asook plaastoerusting. Since Limpopo is so diverse province with not only one type of farming in it, but the agriculture is all over from nuts and to cattle and sheep. So we'd like to grow
Limpopo province to be the fruit baskets of South Africa and Southern Africa for that fact. Today is a great opportunity for myself because I'm able to show everybody else and people around here who are actually very much successful and they have the connections and the ability to be able to take our product to another level. So I feel like being able to be here will help me in such a way that I will be able to get funding or help or information. Landbou dra tans 2,3% by tot die provinsiale ekonomie. We are looking forward towards improving and increasing our contribution towards the GDP to 3%. And if we are able to achieve that as a start, we can now build from that. So agriculture, like you have indicated earlier on, it's very critical for us. Limpopo is bekend vir onder meer sy sitrus, avokado's en neute. Ramatuba sê hulle sien daarna uit om die produkte aan landbouministers van G20 lande tentoon te stel voor die beraad in Johannesburg in November. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê dit is belangrik vir Suid-Afrika om handelsbetrekking met die VSA in stand te hou, aangesien onenigheid tussen die twee lande tot werksverliese in die landbousektor kan lei. Steenhuisen het die hoofrede by die Sitruskwekersvereniging se 5de sitrusberaad in Kobega in die Oos-Kaap virtueel gelewer. Van die uitdagings in die sitrusbedryf is die handelsregulasies wat die Europese Unie ingestel het vir onder meer die fungale siekte swartvlek wat sitrusvrugte besmet. Swartvlek is 'n groot probleem in die sitrusbedryf en kan jaarliks 3,5 miljard rand uit boere se sakke jaag. Steenhuisen waarsku dat die huidige swak betrekkinge tussen Suid-Afrika en die VSA 'n negatiewe impak op die Amerikaanse Wet op Groei en Geleenthede of AGOA kan hê. If we lost AGOA, it would obviously place South Africa at a disadvantage, making our products less competitive and could have a domino effect right through various value chains, right down to jobs at farm gate level. Suid-Afrika voer 36% van sy sitrusproduksie na Europa uit. Die EU het egter nuwe regulasies met betrekking tot koue behandelingsprosesse en spesifieke stappe van voorafverkoeling vir sekere tydperke ingestel. The industry has seen it fit to take this matter forward in terms of ensuring that there's a dispute settlement process at the World Trade Organization, WTO, to help us in ensuring that the approach of the EU, which we consider to be unscientific, get resolved. Die sitrusbedryf raak meer kapitaalintensief wat indiensnemingsgeleenthede in die bedryf laat afneem. Klimaatsverandering en verhoogde produksiekostes lei ook tot minder goeie kwaliteit vrugte. Boere sê ook hulle kry nie genoeg befondsing vanaf die regering nie. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Bafana afrigter Hugo Broos maak sy span van 23 bekend vir die FIFA Wêreldbeker kwalifiseerders teen Lesotho en Benin. Ons het ook tennisnuus, dis net hierna. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, stormsterwind kan verwag word langs die suidkus met versprei tot wyd verspreide buie wat verwag kan word in die sentrale dele van die land, asook in KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap, en dit kan lei tot kitsvloede.
Kom ons kyk nou na môre, versprei tot wydverspreide buie kan verwag word in sentrale dele van die land, met wydverspreide buie wat verwag kan word in KwaZulu-Natal, asook in die kus van die Oos-Kaap en aangrensende binneland. Oggendmiskole kom ook voor van Limpopo, streek oor Mpumalanga tot in dele van KwaZulu-Natal. Stormsterwind kan ook verwag word langs die kus. As ons kyk na vandag, dis 'n waarskuwing uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en asook vir swaar reën wat voorkom in KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap, Limpopo, Gauteng, asook in verre ooste van die Vrystaat. Stormwind en hoë duinings kan ook verwag word langs die suidkus en dit kan lei tot navigasieprobleme. Daar is ook verskeie waarskuwings uitgereik vir môre, vir ewige donderbuie wat voorkom in Limpopo, asook in die Noord-Kaap en vir swaar reën wat grootliks voorkom in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. So wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kitsvloede. Toestand is ook gunstig vir die ontstaan van veelbrande en dit kom voor in die verre westelike dele van die Wes-Kaap. Ons minimum en maksimum temperature in Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Pretoria te maksimum 25 grade, Johannesburg se minimum daar is 15 met 'n maksimum 23. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande met enkele buie wat verwag kan word. Dis warm, Messina het 'n maksimum van 28. In Mpumalanga wydverspreide buie wat verwag kan word, anders koel tot warm. Ermelo het 'n minimum van 14 met 'n maksimum van 22. Onthou asseblief die waarskuwing wat uitgereik is vir KwaZulu-Natal wat kan lei tot kitsvloede. Kokstad het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 17. Dan in die Oos-Kaap wydverspreide buie wat verwag kan word, anders dit koel tot warm in hierdie provinsie. Oos-London het 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 20. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. 'n mooi dag kan verwag word in die provinsie, anders dit warm. Vredendal en Ken Willem het 'n maksimum 34. In die Noord-Kaap wydverspreide buie wat verwag kan word in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders dit warm. Calvinia se maksimum is 32, Appington het 'n minimum van 22 met 'n maksimum van 31. Terug in die binneland in die Vrystaat, onthou die waarskuwing wat uitgereik is vir hierdie provinsie. Sasolburg het 'n maksimum van 25 grade. Kroonstad se minimum is 15 met 'n maksimum van 27. Dan laastens Noordwes, onthou die waarskuwing vir wydverspreide buie in hierdie provinsie. Anders dit warm, Mahikeng se maksimum is 27 grade asook Swaziland. Dis en al van ons hier vir die weersentrum. Geniet die aand.